Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u heerlik uitgerus het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het, en dat u reg is vir hierdie nuwe dag. Wonderlik om te weet dat die Here op die troon van die hemel sit, van die aarde maak die voetbank van sy voete, en dat ons in vaste vertroue hierdie dag tegemoet kan gaan, omdat ons weet dat die Here leef en hy sal ook vir ons lei na waters waar rus is. Nou, ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Psalm 119 vers 7. Nou net so 'n bietjie vir kennisname. Ek glo dat die meeste van u weet dat Psalm 119 is die langste Psalm in die Psalmbundel in die Bybel, en dan ook die langste hoofstuk in die Bybel, 176 verse. En al 176 verse gaan oor een sentrale tema, naamlik God se woord, hoe kosbaar God se woord is, gelouter deur die Heilige Gees vir ons gegee. Baie besondere hoofstuk om ook te lees. En dan Psalm 119 in die Psalmbundel is dan juist geskoei op hierdie Psalm 119 in die Bybel wat handel oor die woord. Hier vind ons 63 verse. En ek vra vir u tog 'n bietjie moeite te doen om te sien die verse in die Psalmbundel en om te sien hoe kosbaar ook hierdie liedere saamgestel word, en in besonder ook hierdie lied wat handel oor God se woord. Vers 7 sê: "Help my, Here, dat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders van u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat aan my behoort. Maar een ding, daarna verlang ek, dis die rykdom van u woord." En ag vriende, ek sê dikwels vir mense wat met my praat, dikwels mense wat in krisistye in hulle lewe hulle self bevind, dat hulle die woord van God meer gereeld en meer getrou moet lees. Want dit is die opening van die woord wat wysheid gee. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Nou vriende, vanmôre wil ek bietjie met u praat hier uit hierdie baie besondere gedeelte in Matteus die 14de hoofstuk. Nou Matteus 14 vanaf vers 22 tot 36 gaan oor Jesus wat op die see loop, Petrus wat gevra het: "Here, wat wil na u toe kom?" Petrus het uit die skuit geklim het. Die Bybel sê vir ons dat hy 'n paar tree gegee het en toe begin hy sink en hy roep uit en hy sê: "Here, red my." Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie gedagte na aanleiding van 'n dagstukkie wat ek gelees het van C.H. Spurgeon. Dit het my so aan die hart gegryp en ek wil dit graag vanmôre ook met u deel. Nou, Spurgeon skryf, hy sê: "Sinking times are praying times with the Lord's servants." So mooi gestel. Wanneer ons begin sink in ons elende, in ons omstandighede, miskien ons sonde, miskien verhoudingsprobleme, miskien is daar 'n krisisse by die werk, of in die huisgesin, of in die familiekringe, miskien by die gemeente. Hier is dit so pragtig vir ons geïllustreer. Die oomblik toe Petrus begin sink, toe roep hy uit: "Here, red my." Hy het geweet waar sy hulp vandaan kom. Die psalmdigter sê: "Ek sla my op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het." Wonderlik om te sien, toe Petrus begin sink, is daar net een na wie hy roep, is die Here God, en hy vra: "Here, red my." En ook so skryf Spurgeon, hy sê: in ons tye waar ons sink in ons elende, wanneer die omstandighede vir ons te veel raak, wanneer die krisistye in ons lewe vir ons so uitmergelend is, dat ons amper nie kop bo water kan hou nie, amper nie die lig aan die einde van die tonnel kan sien nie, dan is daar een ding wat ons kan doen, ons kan uitroep: "Here, red my." Nou baie interessant is wat hy skryf, hy sê: "Short prayers are long enough." Vriende, dit is vir my so aangrypend dat mense dink hoe langer hulle bid, hoe meer is die Here geneig om hulle te hoor, en kort gebede, die Here luister nie na nie, want dit is te kort en dit is te vinnig gewees, en daar was nie genoeg inhoud gewees nie, ensovoorts, ensovoorts. Luister, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons nie soos die heidene moet wees, wat deur 'n ydelle herhaling van woorde probeer om God te beïndruk nie. Wanneer ons in krisistye kom, vriende, is daar partykeer net 'n sin of twee wat ons uitroep na die Here. 'n Hart wat eintlik uitroep na hulp, na uitkoms, na Here, as U nie nou ingryp nie, is alles te vergeefs. Is alles verby, is alles daarmee heen. En hy skryf ook hierso oor hierdie kort gebed van Petrus, wat deur die Here gehoor was in daardie krisistyd, en hoe die Here dan ook vir hom gehelp het. En ag vriende, wat vir my kosbaar is van hierdie vertelling hier in Matteus die 14de hoofstuk. Die Bybel sê vir ons, en Jesus het dadelik sy hand uitgestrek en hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy getwyfel?" Ag, dink bietjie aan jou en my lewe. Hoeveel keer het ons al gekom waar Petrus was? Waar ons besig was om te sink in ons omstandighede, en ons geroep na die Here. Hy het vir ons uitkoms gegee, ons het hom geëer, en wanneer die volgende ding weer oor ons pad kom, is ons weer in dieselfde proses. Dit is asof ons nie verstaan
dat die getroue verbondsgod van gister ook die God van vandag, die God van môre en tot in alle ewigheid is nie. Ons kan in elke situasie ons nood voor hom uitspreek, ons afhanklikheid aan hom verklaar en hy hoor vir ons na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. Maar vriende, dan is daar nog 'n les wat ek geleer het uit hierdie baie besondere vertelling. Is ons moeilike omstandighede is eintlik vir die Here 'n kosbare geleentheid om sy getrouheid aan ons te openbaar. Luister, hy het nie nodig om dit aan ons te openbaar nie. Hy het nie nodig om homself aan ons te bewys nie. Hy is die skepper, ons is die skepsel. Hy is nie afhanklik van ons nie, ons is afhanklik van hom. Maar vriende, dis juis wanneer ons in krisistye kom, wat ons na die Here moet roep, waar ons regtig ons hartsbegeerte aan hom bekend moet maak. En die Bybel sê vir ons, die Here kom ons te hulp en die Here gebruik hierdie geweldige moeilike situasie. Hierdie, amper sê hierdie dryfsand waarin ons wegsink en hy red ons uit sodat ons hom daarvoor kan eer. So wat ek vanmôre vir u wil vra by hierdie oggendoordenking is dat u werklik u nood aan die Here sal verklaar. Dat u werklik u hart voor hom sal uitstort. Vriende, weer eens vir u sê, dis nie nodig om 'n lang relaas voor die Here te noem nie. Dis nie nodig om 'n geweldige lang gebed te bid nie, maar werklik die diepte van u hart voor hom uit te stort. En soos Petrus uit te roep, Here, red my. Here, as u nie nou gaan ingryp nie, Here, sien ek geen ander uitkoms nie. En ag, vertrou die Here dat hy ook hierdie moeilike situasie van u sal gebruik om homself te verheerlik en hierdie wonderlike genade van hom aan jou te openbaar, sodat jy hom kan eer en van sy guns en sy genade vir ander kan vertel, sodat hulle ook nader aan die Here kan kom. Mag die Here vir ons seën met wysheid en insig en mag ons hierdie baie kort eenvoudige gedagte ter harte neem en mag ons soos Petrus, wanneer ons sink in ons ellende, in ons omstandighede, dat ons sal uitroep en sê, Here, red my. En dat ons ook sal weet dat hy dadelik sy hand sal uitsteek om ons uit te help, sodat ons hom kan eer. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.